Hou op oorlog skree. Ek kom nou. Nou, ek is 60. Ek kom nou weer uit oorlog uit. Ek en my seun. Hou op oorlog skree. Ek kom nou. Nou, ek is 60. Ek kom nou weer uit oorlog uit. Ek en my seun. My seun was nou 6 maande langer as ek. Baghdad, wat hulle sê. Nie Baghdad, ja, nee, ek het 'n naam daar. My magies, ek kan nie glo nie. Maar oké. Daardie dorp is die ergste in die mense lewens nou. Die ergste oorlog wat daar was. Zelensky het homself voor ons kom sluit. 14 ambulans wat ons mense gered het. Op jou het net my seun en 2 Oekraïners oorgebly. En op die ou end bel hy my, want ek is op pad. En hy sê, pa, daar's nog 1 oom. Nog 1 oom. Maar hulle het nou gevra, die weermag, ons moenie ingaan nie, hulle sal ons doodmaak. Dis letterlik van hier af. So 200 meter in die straat af, sit die Russe en dan Oekraïner. En hy sê, pa, wat sê jy? Die 2 manne wag vir my. Hulle het vir my gesê, Andres, you told us about Jesus. Will Jesus not help us? Ek sê, Andres, jy kan nie nou uitbek. As jy nou uitbek, my vrou kyk my so, sy sê, jy weet my kind kan dood. Ek sê, my vrou, ons werk vir Jesus, nie 'n klomp slapgatte nie. Andres het dit op video, julle kan op YouTube gaan kyk, hy het 'n ding gehad, terwyl hy besig is so 'n vliegtuig om gegooi, en hoe God intersied in die vliegtuig uit die lug uithaal, gaan kyk. Dis alles op YouTube. Gaan kyk Softtube, en Roy Strauss en ander Strauss. Ek spog. Ek het nog nooit vir my kind 'n sigaret gegee of drankie nie. Ek is nou ongelukkig van hy sleg paas, wat my kind nog 'n brandewyn gegooi het. Maar ek en hy het menigte kinders, 1 keer 310, onder Russiese beheer gaan uithaal. En dit is lekker, as ek hy mekaar so gryp en druk. Is lekker as ek hardloop en my hoed val af, en ek sê, jy het hierdie hoed vir my gegee, en hy lag. En hy sê, onthou pa, wat jy wil my geskiet het, toe ek 2 weke oud is, kry vir jou. En ons hardloop en ons kry ek, weet jy wat is dit, dis Spaan seun. Oorlog stop he. Of Zelensky nou reg is en Putin, ek is nie in daai debat nie. Ek help 'n kind. As Putin se kind môre nie, dan help ek hom. Oormôre help ek die ander kind. Ek wil vir jou sê, en hy bring hy oom uit, hy het suikersiekte gehad, onder in 'n banker gelê. Die weermag sê, jy kan nie. En hy gaan uit. Vat hy oom 40 kilometer weg. En hy bad die oom en toe hom so neersit, dat hy kop op die kussing toe sê, I don't hear the sound of the missiles. Ek wil vandag vir julle sê, ek en jy moet ware Christene begin raak. Almal kan nie in 'n vliegtuig spring en dit gaan doen nie. Maar miskien moet jy net in 'n binnekamer gaan sit en hoor wat se roeping het jy gekry. Ek het gevra, Here, wat se roeping het ek? Ek was die ou wat gesit het in 'n binnekamer en wil vooraan wees en gesê het, Here, sê gou vir my, watter land is die ergste? Toe sê hy, Noord-Korea. Hulle maak jou dood, vinniger. Toe het ek al reeds in China 7 keer Bybels ingesmokkel. Toe sê die Here Noord-Korea. Toe sê ek, Here, maar kan ek 'n Bybel, of die Here het gesê, will you take a Bible to North Korea vir Kim Jong-un, Rocket Man? Toe spring ek so. En my vrou sê, wat gaan? Ek sê, yes, hy het my gekies. En die Here sê, raak stil, ek het al baie gekies. Hulle wou nie. En ek hardloop af, is 800 meter tot daaronder. Of hoe vinnig graag, ek kan nie hardloop, ek was in 'n land met 'n ongeluk, dubbele land met 'n ongeluk. Maar kom daaronder. En ek kry vir Andres, ek sê, kom hier. Hy sê, kan ek gou vir pa sê? Sien jy die papier in my hand? Vul nou in, ek en jy gaan Noord-Korea toe.
Ek sê, Here, en vanaand kan ek sê, kyk op YouTube, ons was gesê, deur Kim Jong-un, ons maak jou dood, as jy 'n Bybel bring. As jy Jean aan het, 25 jaar tronkstraf, as jy Levi Jean aan het, doodstraf. Okay, kom gou, vertel vir ons. Ek was nou daar. Ja, ek hoor wat jy sê, maar dit is nie so. Maar jy maak my nou 'n leenaar hier. Nee, ek sê nie is 'n leenaar nie, ek sê net dit is nie so nie. Hoor gou hier, okay, ek gaan aangaan, ek kan later vir hulle vertel. Ek was daarso, ek het 'n e-mail gekry van Kim Jong-un se kantoor wat gesê het en die laaste een het gestuit. En jy mag nie pon hê nie. Dan gaan julle ook doen. Levi Jean en nou het hulle ingebring dat hulle mag swart jeans dra. Ek kan ook op YouTube gaan kyk. Roy Strauss en Noord-Korea. En dan sal jy die afvaardiging sien wat gekom het en die Bybel kom kry het. En dan sal jy ook sien toe het Kim Jong-un vir my 'n Bybel uit hulle arkade uitgegee. Want jy mag nie 'n Bybel hê nie. Glad nie. Glad nie. Nou volgende jaar gaan ons weer. En jy is welkom saam te gaan, maar kom ek stap van dit af. Ja, ek wil nou nog getuig oor lande, so bietjie, maar kom ons draai maar hier na hom toe. Waarvan af kom jy? Ek is oorspronklik van Johannesburg af, maar ek bly vir die afgelope 10 jaar in Swaan nou in Noordwes, Mooinooi. Maar hoekom het hulle jou gestuur? Na ons toe. Vir dwelmmisbruik en ek was 'n karwagger gewees. 'n Karwag. Ja, sommer En te steel jy karre. Ja, sommer Maar wat hierdie ou gedoen het, as hy nou tussen die karre loop en hy tik in, dan trek hy al sy klere uit. Hulle bel my 2 ingenieurs en hulle sê vir my, hier's 'n ou, het jy al so 'n geval gehad? Hy trek sy klere uit en hardloop hy daar tussen die karre. Ek sê stuur hom. Ek kan vir julle sê intussen is 'n jaar en 'n half. God het hom vrygemaak, duiwels is uitgedryf in Jesus naam en hy is al halfpad geleer vir 'n pastoor. So dit is wat School of Fire doen. Dis nie ons wat so great is nie. Ek dink jy moet vanaand getuig. Val nie hier rond nie. Hulle bel my oor hom, hierdie rooi kop, hulle sê, het jy al so 'n geval gehad? Ek sê wat? Want ons vat dwelme mense in. Hulle sê nie, hy het die plaas in die brand gesteek. Ek sê, miskien moet hy maar by my kom. Kyk hoe kyk hy. Nee man. En, hoe sê jy? En ek werk nog by die Aasgat, hoe ek nog vandag. Ja, okay. Maar in elk geval, en hy is amper klaar geleer as pastoor. So, God doen nog wonderwerke. God ontmoet ons nog met wonderwerke. Kom staan jy gou? Nou kyk almal altyd so. Sy's 'n colored. Nou, wat se klomp dwelms het sy gebruik? Sy seker van die weiniges. Wat nie? Wil jy ietsie sê? Sê maar gou. Nee, ek is maar net by School of Fire vir sending. Sy het gekom leer vir 'n sendeling. So sy het nie gekom vir dwelms nie. Sy was nog nooit op dwelms nie. So prys die Here. Hierdie ou is 'n wonderwerk wat julle sien van die laaste 3 weke. Hierdie man is letterlik uit die gutters gaan uithaal. Ek wens ek kan vanaand kan sy ma hom sien. Hy's uit die gutters uitgehaal. Hy was 1 keer by my en toe vlug hy. Nie vlug hy, het mooi gegaan. Sê maar gou. Okay, my naam is Esie. Ek kom van Philippolis af, 'n baie klein dorpie. En daar het ek maar in die dwelms ook ingevaar en ek het begin tik gebruik. 'n Mens dink nie altyd, of 'n mens dink altyd dit gaan goed, maar dit gaan nie regtig goed nie, tot jy later sien maar jou eie broek val al van jou lyf af, so maar was jy. En ja, toe het ek teruggegaan na Mooies toe. Daar het ek geleer van Jesus. En ja, my hele lewe het omgedraai daar. Ek het nou 3 weke terug opgehou rook, sigarette nou. So ja, ek is nou vry van alles en ek het 'n ontmoeting met Jesus gekry, ja. Hy kan rook as hy is, maar ons moedig hom aan. Hoor gou mooi. Die rehabs in die land, gaan Google, het 'n 0.2% rate. Want eers het 20%, dan het die 20% 'n 2% wat bly staande en dan 'n 0.2.
wat op die ou end is. Die Here is van so goed, dat ons uit 1600 dwelmverbruikers in 13 jaar, almal wat al 'n maand opgehou rook het, gewone sigarette, toe weggegaan het nie een gaan dwelms gebruik nie. Maar die wat gerook het en weggegaan het weer gaan gebruik. Die konsep is, Satan vra nie of jy heroïne gebruik of Chesterfield nie. 'n verslawende gees soek iets verslawend. Dit kan porn wees, dit kan ooreet wees, hy wil net 'n verslawendheid hê. En dan bly. En ek kan dit vanaand vir julle sê, dis 'n statistiek by ons, dat hierdie mannetjies so vrygekom het. En vanaand, hierdie ou wat so smile, julle ken nie hierdie ou nie. Hy het by my, vertel gou hoe jy ingesmokkel. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Ons het seker so 3 maande terug, toe ek en 'n vriend van my wat ook daar was, het ons altyd, dan gaan ons na 'n naby dorpie wat daar was, dan agter op die bakkie waar die werk is, dan daar's 'n matras wat loop sit, dan het ons altyd, dan ry ons nou maar saam, dan kan ons winkel toe gaan, dan kan jy, of ons bly by School of Fire, en dan kan ons iemand daar, dat hulle vir ons die tikken goed nou in die matras indruk, en dan bring die bakkie dit nou maar vir ons terug, en dan wag ons nou maar dat almal gaan slaap, gehaal is die bakkie die matras van die bakkie af. So, ja. Ons het 'n Isuzu bakkie wat 'n part kort van R4.500. Ons het dit nie op daai oomblikie. Ons bid die aand, Here, laat ons 'n part kry. Nou, julle moet nou sê of dit die Here is wat geantwoord het hier. Terwyl ons in die klas is, gaan een nou uit. En hy gaan sny 3 van ons, 2 het nog gewerk, van ons swysmasjiene oop. En hy haal die koper uit. Hy gaan verkoop dit, en hy koop vir ons die part. Ons het nie geweet, hy sny die swysmasjiene oop nie. En eers na die tyd, sien ons dit. Was dit van die Here of van wie? Julle moet dit maar vanaand self gaan uitsort, maar ons het die part gekry. As heroïne mense, ons het nie kwaai mense hierdie, jy was op tik, heroïne en die goed, jy was op, praat gou. Net gedrink en gerook. Drink en gerook, en jy? Sal ek drink oor die dag. Daga, en so ons het baie, jy was nog taamlik, ons het eintlik baie rustige mense hierso. Maar dan, hierdie geval, en is sy eerste trip saam, en ek glo hy sal vrykom. Hy was 16 jaar op straat, want hy 32 jaar was hy 'n spietkop. So 16 jaar het ek vir hom uitgewerk, het hy onder 'n boom gesit. So, vertel vir ons, vertel. Hoe het jy tot redding gekom, wat het gebeur? Kom staan maar langs hom, praat lekker hard. Daar's net een manier om tot redding te kom. En dis deur God. Jy kan op geen ander manier deur redding kom nie. Dis hoekom ek beskou myself nie as 'n Christen nie. Ek is nie 'n Christen nie. Ek is 'n kind van God. Dis wat ek is.
Christen, ja, kan ons baie goed byvoeg. Maar as jy 'n kind van God is daar net een pad wat jy loop, en dis die pad na God toe. En dis die enigste pad. So het ek en my vrou, ons mekaar ontmoet, ons het mekaar geken baie jare terug. En 2018 het ons mekaar weer ontmoet, en ons het later saam gebly. Soos dit wat ons nou vandag die algemene ding in die land is, in die wêreld is. En eendag het sy YouTube gekyk, en sy het na my toe gekom, en ek wil hê sy moet vertel, Hou hom net voor. sy moet vertel wat gebeur het. OK, ek het die oggend gesit en so geskrol deur al die YouTube goeters en hier kom 'n rooi mannetjie op en en nou hy loop daar in 'n grondpad en af en hy sê, ja, julle wat saam bly, julle is hore. En ek dink, ja, hierdie ou is baie rof, hy is reguit. En ek sê, joe, die man. En hy sê, ja, ek praat met julle. Julle wat saam bly, julle is hore, sê hy. En ek sê, ja, maar praat die man nou met my. En hy sê, ja, jy wat nou daar luister, jy vroumens, jy's 'n blerrie hoer, sê hy. En nee, daar praat die Here in my hart en die Here sê vir my, jy het nou gehoor wat is reg en wat is verkeerd. Want die Satan maak ons, hy sis ons, hy sê, ag nee, wat is mos alright, is mos net jy en hy, wat mos nou by mekaar is. Maar ons het die covenant van God oor ons huwelik of ons verhouding gehad nie. En so kom ek die aand by die huis en ek sê vir hom, hoor so, ek het vandag 'n baie rowwe video gesien en ek speel toe vir hom die ding en ons besluit toe nou net daar. Jy slaap in daai kamer en ek slaap in die kamer en daar's nou niks meer verder nie. So, God werk deur vreemde mense, vreemde paaie, vreemde gebeurtenisse met ons. Ons moet net luister. Verlede jaar, Januarie maand, sit ons die Sondag in die kerk, sy was besig met die kinderkerk. Ons is toe in 2020 getroud, dat ek eers so sê. En die ou het preek en op daai stadium die mense vir week gewerk het, toe is ek nou nie meer 'n spietkoppie. Ek is toe klaar met hulle, en die ouens wat ek voor gewerk het, die besigheid begin toe in die moeilikheid kom. Nou, soos ons maar is, nou begin jy planne maak. Wat gaan ek maak as hulle die plek toemaak? Ek moet ons dink aan die toekoms. En die Here sê Sondag vir my in die kerk, hou op plannetjies maak. Luister na my. En die Here sê vir my, julle moet na School of Fire toe gaan. Julle moet gaan sendingwerk doen. Sondag na kerk sê ek vir hoorie, en as 'n reël het ek nooit enige ou wat gepreek het gevideo op my foon nie. Maar die Sondag het ek vir Marius gevideo, en ek sê vir, ek wil hê jy moet na die video kyk, en dan kyk jy wat se boodskap kry jy by die Here. En so het ons nooit die Sondag by die video kyk uitgekom, en die Maandag ry ons in die straat, en sy sê vir my, die Here sê vir haar, ons moet na Rooihulle toe gaan. Nou is ons vuur en vlam, ons moet nou na Rooihulle toe. Om 'n lang storie baie kort te maak, die 1 Oktober die jaar, het ons by Rooihulle gearriveer, nie om vir Rooihulle te gaan werk nie om vir Rooihulle op die hemel by enige iemand nie, om vir God te gaan werk. Mense sê altyd, hoe kan jy oor hoerery praat, oor drank, oor rook? Ek wil vir julle sê, in 33 jaar ken ek menigte mense wat vandag vry is. Ek kan weer nie verstaan, hoe kan jy 'n kind van God wees wat te preek, en jy waarsku nooit jou mense oor hierdie goed nie. Het jy by 'n bed gestaan waar iemand smoor van emfyseem? Het jy by 'n bed gestaan, ek elke dag vra hulle heilig, en elke dag lag ek, en elke dag is ek kwaad. Oor ouers, hier lê 'n meisiekind wat nou siek geraak het, sy lê hier buite van ons, wat span. Sy kom vanmiddag, hy het dit gesien, hulle. En sy begin huil en lag. Sy sê, my mammy het my eintlik gebel.
Luister, ek sit met mense wat afgelaai is en die ouers nooit weer vorendag gekom het nie. Ek sit met mense wat ek weet hoe die ouers, ek sit met kinders wat gemolesteer is. 99% van die meisies wat nie hier is nie, vir hulle, het ek in human trafficking gaan uithaal. Want die Here het vir my gesê, as jy dit in Ukraine doen, kan jy hulle seker hier ook gaan red. Hier is net baie moeiliker, want jy word aangekla. Jy gaan haal hulle onder daardie gemors uit, dan word jy aangekla. Ons sit met meisies daar by ons, wat uit human trafficking nou uitkom. Ons het hulle al gaan uithaal, onder wapens. Hierdie laaste een het Leona op ons losgemaak. En ons het hierdie meisiekies gaan uithaal. Ek wil vir julle vra. En dan as ons hulle gaan uithaal, dan is die bure langs aan so verbaas. Hulle het dit nooit geweet nie. En hierdie het dit nooit geweet nie. Kan ons nie net ons ore oophou nie? Kan ons nie net ons oë oophou nie? Vanaand wil ek net so, ons gaan môre aan 'n bietjie iets anders praat. Kan ons nie net ons ore oophou en ons oë nie? En miskien iemand help nie. Kinders, moenie worry nie, daai man moet slippe nie uit, mense nie uitroep nie, maar die kinders uitroep. Maar okay, ek wil nog een ding vertel, is meer 'n humoristiese ding. Met ons 4 keer wat ons in China Bybels gaan insmokkel het, ek sal miskien vir julle 'n ander dag, of gaan kyk maar op YouTube, die hele ding van die Noord-Korea Bybel, hoe het ons hom ingesmokkel, en hoe het alles plaasgevind, en wat het gebeur. Dit is heel op YouTube, so julle kan dit daar gaan kyk. Ongelukkig nou nie alles nie, want ongelukkig kan jy nie alles sê, mos nou nie. Daar so nie, want ons moet weer gaan. Ek dank die Here. Kim Jong-un het my 15 minute gegee, om te gesê het, met die volgende koms mag ek met 300 afgevaardiges vir 15 minute praat oor my geloof. Jy sal ook sien op YouTube, staan ek agter 'n preekstoel, en het hulle my 5 minute daardie dag gegee, onder kameras, om te praat wat ek wil. So God het 'n bitterlike groot, omdat my klem wat ek eintlik wel gesê het, toe ek in die geluister het in my binnekamer, het God vir ons die oorwinning gegee. I came before his throne. He touched my lips and made me whole. Exchanged my heart of stone for one of flesh and put life in my bones. And all I can say is, holy is he. Yeah, holy is he. He opened up my eyes and gave me spiritual sight. All I can say is, holy is he. Holy is he. Holy is he. Holy, all I can say, holy is he. Holy is he. Holy. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. That taught my heart to fear and grace my fears relieved. How precious did that grace appear